Welkom by Every Nation Bloemfontein. Ons is so bly jy is hier. Gryp 'n pen en 'n notaboekie en geniet jy die boodskap saam met ons. Iets by sê by dit. Ek het sommer net ervaar tydens aanbidding het ek gevoel hoe die Here veral toe ons praat van ons val voor hom neer in aanbidding, het ek gevoel hoe die Here spesifiek vir iemand hier vanoggend wil sê, maar jy lig jou kop op. Lig jou kop op. Jy mag by my wees. Jy mag hier wees. Moenie voel jy mag nie hier wees nie. Jy mag by my wees. En so met jou teneergedruktheid kom na die Here toe, val voor hom neer en hy sal jou kop oplig. Dis wat die woord sê. Dis wat hy doen. Hy lig ons kop op. Hy gee vir ons hoop. Hy gee vir ons krag. En so moet net nie probeer om jou teneergedruktheid self op te los nie. Moet net nie dit doen nie. Ek vra vir jou, moet net nie dit doen nie. Kom na die Here toe. Dis wat hy doen. Hy gee nie die wat nie meer krag het nie, lig hy op en hy gee vir hulle krag. En so presies soos die woord sê, die wat op hom wag, gee hy nuwe krag. En so mag dit so vir jou wees. Die waarheid is dat elkeen van ons dit nodig het. Net van ons nie. En so ek het reeds bietjie verwys hierna, maar die Here Jesus het vir sy disippels gesê om te wag vir wat? Vir krag. Nee, en so wanneer ons die lewe leef en ons het nie meer krag nie, dan is dit omdat ons nie genoeg wag. Dis die eenvoud van dit. Die eenvoud is ons wag nie genoeg op die Here nie. Ek weet ons lewens is besig en ek weet nie presies waardeur jy gaan en hoeveel dit by jou is nie. Maar ek is oortuig dat God se woord waar is. Dat as jy die tyd sal maak op hom te wag. As jy sal sê ek is nie so besig dat ek nie tyd kan kry op hom te wag nie. Maar dat as ek kies om te sê okay, ek gaan U vertrou. Ek gaan wag, ek gaan tyd eenkant sit en sê die res van die goed moet wag. Ek gaan my God uitkom. Dat hy vir jou en vir my die krag sal gee om elke liewe ding te doen wat hy van ons vra om te doen. Want sien, dis die ander ding, ons weet nie wat vra hy en wat vra die wêreld nie. Ons is net besig, die ding, daai ding. So mag jy beleef soos wat jy vir die Here wag en op hom wag. Mag ons daai gewoonte aanleer, dat ons hoor wat hy vir ons sê en dan dit doen. Want ons het genoeg energie, genoeg krag, genoeg alles wat ons nodig het om dit te doen. Dis wanneer ons uit onsself uit begin goed doen, wat ook al dit mag wees, wat ons uit stoom uithardloop, wat ons uit krag uithardloop. En so mag jy dit onthou, sommer net in hierdie week spesifiek. En ja, dit wat ek wil sê, dat ek voel die Here vir ons sommer net wil bewus maak vanoggend spesifiek. Ons is besig met 'n preekreeks, die laaste week, waar ons spreek oor wie is God en wat glo ons opsommend oor wie God is. Nou, eintlik is dit 'n baie moeilike ding, want die hele Bybel is besig om hierdie een prentjie vir ons te skep van wie is God. En so, jy moet eintlik die hele Bybel deurlees. En dan, na dit, dan kom jy op 'n plek, okay, ek sien al hierdie aspekte van wie God is, maar daar's sekere goed wat herhaal, wat die heeltyd gesê word. Oral reg deur die Bybel sien ons hierdie weer en weer. En so dan kom ons by 'n plek waar ons hierdie goed bymekaar sit en sê okay, maar so as ons dink oor wie God is, dan is hierdie 'n opsommende prentjie van wie ons aanbid. En so wat belangrik is van dit is dat ons nie op 'n plek kom om die God van ons eie prentjie te aanbid nie. Maar dat ons toelaat dat Skrif vir ons definieer wie God is en daardie God leer ken. Dis hoe ons hom leer ken, deur die Skrif. Maar so dalk is daar 'n paar goed wat uitgelig word vir jou deur hierdie tyd. Dis my hoop, dat jy sien, maar ek ken nie God so nie. Ek ken dalk hierdie deel van God, en ek hou aan dit vas, maar God is ook dit. En so hoeveel van dit hou ek aan vas? Ken ek hom as dit? Het ek die hele prentjie van wie God is, of is daar net dele van wie God is waaraan ek vashou? En dit is die amazing ding van God, want hoe meer ons hierdie prentjie sien en sien hoe
hoe hierdie verskillende fasette van God is, hoe meer is daar 'n plek in ons brein waar ons is, hoe meer jy met die prentjie te doen het, hoe meer kom ons op die plek waar jy soos, maar hoe? Ek kan nie dit verstaan nie. Hierdie goed kan ek nie met my kop bymekaar uitkry nie. En dit moet so wees. Want dit is wat in ons iets skep, wat sê God is anders. Dit is wat in my en jou skep, God is, wow. Hy is so anders as mense. Hy is so anders as wat ek is. Hy moet aanbid word. Want hy is, wow. Awesome. Awe-inspiring. Dis wie hy is. En so ek kan nie anders as om voor hom te wil neerbuig in my gelaatstrek as ek voor hom is nie, maar saam met dit kan ek nie anders as om in elke ding wat ek doen om te wil verheerlik en hom te aanbid deur hoe ek leef nie. Want kyk wie is God. Wow. Hoe kry jy dit reg om dit te wees? En dit te wees. En dit te wees. En hierdie te wees. En nou kan ek aangaan van hierdies en hierdies en hierdies en hy kry alles van dit reg om dit heeltyd te wees. Daar's nie een oomblik wat hy nie alles van dit te gelyk is nie. En dit breek my brein. En so ek is op 'n plek waar ek absoluut is soos Here, wys U self vir U mense want ek kan nie. Daar's geen manier wat ek U kan verteenwoordig of probeer om mense te bekend te stel aan U anders as om U woord te bring en U moet dit vir hulle oopbreek. Want U is te groot om so te probeer verduidelik vir ons as mens. En so die laaste paar weke het ons gekyk na twee goed. Die eerste ding wat ons op gefokus het is die feit dat God groot is. En as ons dit sê, dan sê ons basies dat God is anders as wat enige iets anders is. God is truly great. He is almighty, He is all-knowing, He always was, He always will be. No one created Him, no, He is the one who created everything. And everything has to bow down to Him. Niemand kan vir hom nee sê nie. Niemand kan eintlik vir hom nee sê. Hy is die almagtige God. Dit is wie hy is. En jy kan nee sê omdat hy jou toelaat om nee te sê. Dis al. En jy kan ja sê omdat hy jou toelaat om ja te sê. Want hy is die groot, almagtige God. Vir hom is niks onmoontlik nie. Absoluut niks. Dit is wie God is. God is groot. En dis al daai eienskappe van wie God is, wat ek en jy nooit met hom sal deel nie. Die mens sal nooit daai eienskappe met God kan deel nie. Maar dan is daar 'n ander deel van wie God is, en dit is wat Rian ons ingehelp het, waar ons laasweek gekyk het, is die feit dat God goed is. En ons sit hierdie goed saam as 'n versamelnaam, want daar's soveel karaktereienskappe wat ons hier kan noem. God is goed. En so daai karaktereienskappe is al daai goed waar God gesê het, die mens is in my beeld geskape, dan verwys dit na hierdie goed. Dit is ons is veronderstel om soos God te wees binne en hierdie dinge. En as jy laasweek hier was, sou jy gehoor het onder andere is een van die goed wat die Bybel vir ons uitwys, wat deel is van hierdie eienskappe, wat vir ons baie keer bietjie moeilik is om te aanvaar en te wil sê ja, dit is so, is dat God se toorn een van daai goed is. God's wrath is one of those things. There's a certain place where we also need to have wrath. En baie spesifiek is ek en jy veronderstel om iets te haat. Ons moet sonde haat. Die woord sê ek en jy moet sonde haat met 'n passie. Dit moet iets wees wat binne my is, dat ek sê ek wil nie dit sien nie. Maar wat Christus so goed uitgeleef het, is hy het nie gesê ek haat dit en daarom verwyder ek myself van dit. So hoor my, ek sê nie jy moet sonde haat en daarom jouself van dit verwyder waar ook al dit plaasvind nie. Nee, juis omdat jy dit haat, sê jy ek moet verandering in daai plek gaan bring. Want sonde moet ophou. En so dit is hoe Christus dit uitgeleef het. Deur elkeen van hierdie karaktereienskappe, en God is goed. Dis wie hy is in sy wese.
Dis nie net wat hy doen nie, dit is wie hy is in sy wese. En dan vanoggend wil ons by die laaste punt stil staan waar ons iets wil sê wat ek dink regtig onverklaarbaar is. Jy kan dit glo. Okay? Maar as jy dit regtig verstaan, kom praat asseblief met my. Ek het jou hulp nodig. Jy moet my kom help. En dit gaan oor die feit dat God een is en tog drie is. God is een, daar is een God. Dis wat die woord ons uitdruklik leer. Daar is een God en tog is hierdie God drie verskillende persone. Dis nie net God wat homself anders voorstel in verskillende oomblikke nie. Nee, dis 'n God wat drie verskillende persone is, wat van mekaar af onderskei kan word in wese, soos wat die woord dit vir ons duidelik maak. En so as samevatting kom ons dan by hierdie geloofsbelijdenis uit wat ek vir ons gaan lees, wat Every Nation globaal ook by uitgekom het, en so ek lees vir ons dit as volg. Dit sê die volgende: ons glo in een God, skepper en onderhouer van alle dinge. Ja, hy is volmaak en onveranderlik, goed en heilig, onbeperk in kennis, krag en teenwoordigheid. Ja, God bestaan vir ewig in drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees, een in wese met dieselfde goddelike eienskappe en perfeksies, met elke persoon wat verskillende rolle vervul. Genadig in sy ewige doel om 'n volk vir homself te verlos, is God waardig van heelhartige liefde en aanbidding. En as ek sê die woord volk, dan beteken dit nie die Afrikaner volk nie. Okay, ek moet net dit baie duidelik maak. Dit is 'n mense vir hom. Okay, en dit is hoe ons moet dink oor die woord. Elke keer as jy daai woord lees in die woord in die Afrikaanse Bybel en jy lees volk, dan gaan dit oor 'n mense wat God besig is om vir homself te verlos van hierdie wêreld en van die krag en mag van sonde. Dit is wat God besig is om te doen. En so vanoggend fokus ons dan nou op die volgende ding, dat ons glo in een God. Daar's een God. Een God, en hierdie een God bestaan vir ewig in drie persone. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Hulle is een in wese met dieselfde goddelike eienskappe en perfeksies. En elkeen van hierdie vervul verskillende rolle. Okay, en so ons kan baie lank in hierdie ingaan. As jy nou begin dieper gaan oor wat is die rol van elkeen, dan kan ons onsself baie lank besig hou. Maar ons wil net 'n oorsig hiervan hierna kyk. En so die hoop is dat soos ons hier in Delf, dat daar een ding gebeur. Ek het dit nou al gesê, maar ek sê dit weer, in die woorde van Openbaring 5 vers 12 moet ons op hierdie plek uitkom. Ons wil hier uitkom. Ons wil sê waardig, God is waardig om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. En so as ons hierdie God sien vir wie hy werklik is, dan is daar geen ander reaksie wat ons kan hê as dit. Dit is wat sal gebeur met jou. Jy sal sê, ja, God is waardig. Hy's waardig. Ek twyfel glad nie hierin nie. Ek weet dit, dat ek dit weet. Hy's waardig. En so dit lei ons tot 'n plek van aanbidding, 'n plek van ons lewens vir hom te beleef, ons energie vir hom uit te wil gee en nie vir onsself nie. Wanneer ons God regtig aanskou, dan sê ons ek wil ophou om vir myself te leef. Ek wil ophou om na myself om te sien. Ek wil leef sodat hy verheerlik word. Net een ding waarvoor ek bestaan, en dit is om God te verheerlik. Om vir hom eer en mag en heerlikheid en krag en alles toe te skryf deur my lewe. En die hoop is saam met dit dat die mense rondom my dit ook begin doen, want hulle sien hoe ek leef. Hulle sien hoe dit anders is en hulle wil ook deel hê van dit wat God ook vir my teruggee soos ek vir hom leef. Soos ek gee, is hy die een wat my vol maak. God is net so anders as ek en jy. Hy is een en tog
is hy 3. Nou, in vandag se tyd is hierdie nie so 'n groot revolusionêre stelling nie. Ons met die gedagte van die Joodse geloof, met die gedagte van Islam wat bestaan en met die gedagte van Christendom wat bestaan is om te sê dat God een God is nie eintlik iets niets nie. Vir meeste van ons is dit soos ja, daar's net een God. Daar's net een God. Elkeen van ons sal sê ja. Maar in die tyd wat hierdie aanvanklik geskryf is, was dit absoluut revolusionêr. Want waar kom God se volk vandaan wanneer Deuteronomium geskryf word? Hulle kom uit Egipte uit. En ek weet nie hoeveel jy weet van Egiptiese gode nie, maar daar's 'n God vir elke ding. As jy hierdie wil hê, dan moet jy daai God dien. As jy hierdie wil hê, dan moet jy daai God dien. Dit is baie soos Hindoeïsme vandag. Daar's as jy hierdie ding het, dan maak jy hierdie God tevrede en dan gee hy dit vir jou en dan as dit nou sleg gaan, dan moet jy nou hierdie ene en weet jy wat, hierdie gode beklei met mekaar en so jy beter hoop dat jy genoeg hierso gee dat hy sterk genoeg is om die geveg te wen met die ander gode. En so wat die skrif ons sê, en God openbaar homself om te sê, nee, daar's net een God. Daar's net een God na wie jy toe kom. En wat dit anders maak, is dit sê dat daar's een standaard vir moraliteit. Daar's een God wat sê hoe jy moet leef. Daar's nie, nou moet ek doen wat hierdie God sê, en nou moet ek doen wat hierdie God sê. Nee, dis een God, wat ek en jy die heeltyd dien, en ons volg een God. Wat nie dan vir jou dit sê en dan vir jou dat sê, want hulle is verskillend nie. Hulle praat uit dieselfde mond uit, hulle verander nie. En jy kan weet, hier is hierdie een God, wat ek en jy kan dien. En so dit is iets wat amazing is. Hoeveel gode moet jy nou leer ken? Een. Net een. En hy sal homself aan jou openbaar as jy werklik na hom soek, sê die woord. Hy sal homself aan jou bekend maak as jy met jou hele hart na hom soek. Jy kan dit weet. Maar hierdie een God word deur die woord dan nou duidelik aan ons bekend gestel as een God wat 3 persone is. Maar hulle is dieselfde. En so dis wat my kop breek. So hoe is een iets 3? Hoe is 3 persone 1? En so daar's 'n gedagte dat hulle so in eenheid is. Partykeer gaan mense daai rigting om te sê hulle is so in eenheid, dit is hoekom hulle een is. Maar in wese is hulle 3 en tog in wese is hulle 1. En so is iets hiervan wat ek en jy nie heeltemal ooit sal kan begryp nie. Maar kom ons kyk, kom ons gee ons beste om uit te wys uit die skrif uit. Eerstens dat daar een God is uit die woord uit. 1 Korintiërs 8 vers 4 sê die volgende: wat die eet van afgodsoffers betref, weet ons daar bestaan geen afgod in die wêreld nie en daar bestaan geen God nie behalwe een. Kan nie duideliker gesê word as dit in een skrifgedeelte nie. Daar's net een God. Dieselfde word gesê in Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. Dit sê: luister Israel, die Here is ons God. Die Here alleen, net hy. Ek het gevoel ek moet vers 5 ook bysit. Want dit sê so baie van wie hierdie God is. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Dat hierdie een God van jou verlang is jou liefde. Hy verlang van jou om hom lief te hê. Nie 'n klomp ander goed nie. Hy verlang van jou om hom lief te hê. Regtig, opreg lief te hê. Daar's net een God. En hierdie een God wil hê dat jy getrou hom alleen moet lief hê. Dat jy vir hom alleen moet wil lewe. Want dis eintlik wat liefde is. As ek sê ek is lief vir my vrou, dan sê ek kom tweede. My vrou kom eerste. Dis wat liefde is. Dis heeltyd hierdie ding van dit gaan nie oor wat ek hier uit kan kry nie. Dit gaan oor hoe hierdie een waarvoor ek lief is, die beste kan kry. Hoe hierdie een gedien kan word. Hoe hierdie een
kan kry wat haar toekom. En ek is bereid om alles op te offer vir dit. Ek sal my lewe neerlê vir dit. En so wat God sê is, okay, soos jy voel oor jou man of jou vrou, jy moet nog 'n trappie hoër voel as dit. Vir my. Want ek is meer waardig om gedien. Ek is nie 'n mens nie, ek is anders. Ek is so ver verhewe. En so kom dit op een plek neer dat ons kan weet dat daar is slegs een God. Een en doel en wese. Maar hierdie persoon, hierdie God, bestaan nou vir ewig in 3 persone. Vader, Seun en Heilige Gees. Nou, ons praat van die konsep van die drie-eenheid. Of in Engels sal ons in die teologiese kringe praat 'n mens van die Trinity. Jy kry nie hierdie woord in die Bybel nie. So dis nie 'n woord wat reguit uit die Bybel uitgevat word nie, maar die woord maak God bekend op so 'n manier. En so hier's net 2 skrifgedeeltes wat baie spesifiek in daai rigting inpraat wat ek vir ons net op die bord gaan gee. 1 Petrus 1 vers 1 tot 2. So Petrus begin hierdie brief op die volgende manier. Hy sê Petrus, apostel van Jesus Christus, so hy's baie seker oor die feit dat Christus hom aangestel het. Okay, as 'n apostel. En vir wie? Aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Ja, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader. So die Vader is nou hierin betrokke. Daar's Jesus, daar's die Vader. Vir wat? Om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees. So hier is die Heilige Gees betrokke. Hier is sy aandeel binne in dit. En met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. So hier kom Jesus weer na vore. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. En so net deur hierdie een skrif. Nou ek is besig net om 2 versies hier aan te haal. Okay? Weer eens, jy sal die hele Bybel kan lees en hoofstukke deur kan lees en sal jy dit optel soos jy deur dit gaan. Maar hier bymekaar is daar die 3 persone van God wat genoem word. Daar's Jesus Christus wat iets doen. Dis hy wat die apostel aangestel het, nie die ander deel van die godheid nie, dis hy. Okay, en dit is in lyn met wat Efesiërs ergens van sê, dat dit is hy wat hierdie mense gegee het. Dis Christus. Okay, so hy het hom aangestel. Maar die Vader is deel van hierdie hele ding van mense wat verlos moet word, mense wat geroep word, mense wat gekies word. En Jesus sê ergens, elkeen wat die Vader vir my gee, is die wat ek kan ontvang, en ek kan nie iemand anders ontvang nie. En so, daar sien ons weer uit die skrif uit, okay, hierdie is nie net een plekkie nie, die Vader het iets rondom hierdie wat hy doen, en ek wil nie nou in diepte ingaan van uitverkiesing, asseblief, wees bly my. Okay, bly by my oor God, wat verskillende rolle, daar's God die Vader, iemand anders, en dan is daar iets wat die Gees doen. Wat die Gees doen is, hy kom maak ons heilig. Hy kom leef in ons, en dis hy wat ons heilig maak. Dis hy wat saam met ons bly stap, dis hy wat ons op 'n plek bring, as jy nou maar net eenvoudig dink aan die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees is wat dit is om heilig te leef. Dis presies wat dit is. Dit is om soos God se in sy karakter te wees. Dis wat die Gees duidelik maak. Maar 'n ander deel wat die Gees doen, is hy gee ons ook krag om die onmoontlike te doen, wat net God kan doen. Soos om mense in 'n oomblik te genees. Soos om te sê en die wind bedaar, en die storm word stil. Dis alles goed wat die Gees doen. En dis goed wat die Gees vir Christus bemagtig het om te doen terwyl hy hier op aarde was. En is presies dieselfde vir my en vir jou. Daar's 3 persone van God en hulle werk saam. Hulle is in volle eenheid en hulle werk saam om te sien dat God as die geheel verheerlik word. Nou, daar is 'n mate van hiërargie, ek gaan nie in dit ingaan nou nie. As jy verder wil bestudeer, dan lyk dit in die skrif asof daar 'n bietjie van 'n hiërargie binne hierdie ding is. Maar niemand is op enige stadium minder God as die ander een nie. Elkeen is volledig God. En so Matteus 28 vers 19 het nog 'n voorbeeld vir jou, waarop vir jou en vir my gesê word deur Jesus, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Al 3 wat daar genoem word, saam. Elkeen van die persone.
Met Jesus se doop was al 3 persone betrokke. Okay, hier sien ons dit in Matteus 3 vers 16 tot 17. Nadat Jesus gedoop is, okay, so Jesus word gedoop. Okay, daar's die een godheid in menslike vorm. Jesus. Het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. Okay, so daar kom die Gees. So daar's Jesus, dan is daar die Gees. En wat het toe gebeur? En met eens het 'n stem uit die hemele gesê, wat? Dit is my geliefde seun. En so dit maak sin om te sê dis die Vader wat besig is om te praat oor sy seun. En so hier sien ons weer 3 persone van God wat saam op een plek teenwoordig is. En elkeen doen iets anders. Op die einde van die dag kom ons op 'n plek en ons wil hierdie probeer verstaan. En so nou, wat doen ons? Ons probeer prentjies opmaak en ek dink veral in die kinderkerk is dit baie keer 'n probleem want ons probeer iets van 'n konsep probeer afbreek na 'n plek toe vir 'n kind om dit te probeer verstaan. En so dan gebruik ons prentjies om te probeer sê, okay, so hoe kan ons hierdie makliker verstaan in die aardse wêreld? Nou hierdie is een van die goed wat daar is nie eintlik 'n voorbeeld in die aardse wêreld om hierdie mee te verduidelik nie. Baie mense het al probeer. So een van die goed wat hulle gebruik om dit mee te probeer verduidelik is die eier. So hulle sê daar's 'n dop, daar's 'n eierwit en daar's 'n eiergeel. Die probleem hiermee is dat God is heeltyd alles ook. Ons kan nie sê hy's net die dop of net die wit of net die geel nie. Hy is ook alles. Hy's die hele eier ook. Terwyl hy die eiergeel en die eierwit is, as ek dit nou so vir jouself moet probeer verduidelik. 'n Ander prentjie wat mense al probeer gebruik het is om te sê, okay, maar wat van water? Okay, jy kry water in 'n vaste stof, 'n vloeistof en 'n gas. So, op 'n stadium is vertoon hy so en dan vertoon hy so en dan vertoon hy so. Die probleem is weer eens, water kan nie op dieselfde oomblik dieselfde vertoon nie. Hy's of in een oomblik 'n gas en dan in 'n ander oomblik 'n vloeistof en dan weer 'n gas of dan 'n vaste stof. Hy is nie heeltyd al 3 van hierdie nie. En so die naaste wat ons aan kan kom om te probeer om te verduidelik van die 3-eenheid van God is met hierdie prentjie. Loop hy kom op. OK. So. Soos julle kan sien, is daar God. En wat hierdie prentjie vir ons probeer sê is God is die Seun en die Seun is God. God is die Vader en die Vader is God. God is die Heilige Gees en die Heilige Gees is God. Maar die Heilige Gees is nie die Seun nie en die Heilige Gees is nie die Vader. Die Vader is nie die Heilige Gees nie en die Vader is nie die Seun nie. Die Seun is nie die Vader nie en die Seun is ook nie die Heilige Gees nie. Nou as ek deur dit dink, dan sê ek soos, hoe is dit moontlik? En so wat ek vir jou en my probeer sê is dat God is nie verstaanbaar nie. Daar's iets van hierdie wat nie verstaanbaar is nie en sodra hy is, dan is hy nie meer God nie. As ek en jy volledig God kan verstaan, hoekom sal iemand bid? Ek kan bid niks wat ek verstaan. Dan moet ek aanbid word. Want ek is die een wat alles verstaan. En so kan jy hulle sien hoe ons moet groei in ons verstaan van wie God is. Ons moet elke dag, want God openbaar homself meer en meer en meer aan ons. Maar ons moet okay wees met die feit dat ons nooit dit volledig gaan verstaan. Want as ons op daai plek kom, dan sal ons nie dink God is waardig nie. Dan sal ons begin dink ek is waardig. En so dit is wat ek en jy nooit by moet uitkom nie. Dis die groot gevaar en dit is presies wat ons doen as Christene. Ons begin op 'n plek kom waar ons begin dink die wêreld moet ons aanbid. Want ons leef beter as hulle. En ons weet meer, jy sê dit nie in daai woorde nie, jy sê dit nie in die woord van hulle moet my aanbid nie, maar hulle moet na my kyk en dink ek is goed. Hulle moet na my kyk en dink, yes, wow, Corneille is amazing. En so wat die skrif vir ons leer is, daai gevaar bestaan. Absoluut dat mense dit sal doen. As die krag van God deur ons werk, dan bestaan daai gevaar daadwerklik. Gaan lees Handelinge.
Wat het gebeur? Die mense wil vir Paulus begin aanbid. En hy sê uitdruklik sê van nee, ek is net 'n mens, net soos wat jy is. Ek is nie God nie, moenie my aanbid nie. So dis iets wat ons net daar vanaf moet wegbly. So hierdie drie eenheid van wie God is nie volledig verklaarbaar nie. Maar daar is 'n belangrikheid rondom hierdie konsep, want dit sê 'n klomp goed vir ons van wie God is, wat 'n invloed het met hoe ons moet wees en hoe ons moet dink oor die lewe. So ek gaan net 3 goed uitlig van wat die drie eenheid van God, as ons hieroor nadink, vir my en vir jou moet sê van hoe ons moet leef en wat ons moet doen. Die eerste ding is dat ons moet baie duidelik sien dat God is 'n verhoudingswese in homself. Hy het 'n verhouding binne in homself. Die tweede ding is dat God is in eenheid met diversiteit. Ons volledige eenheid, alhoewel hulle nie presies in elke aspek heeltyd dieselfde doen nie. Daar's diversiteit. Daar word onderskei tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar ons is nog steeds eenheid. En die derde ding is dat die drie eenheid is 'n geheimenis. En hierdie het ek nou al baie vir julle gesê. Wat ons nooit volledig sal verstaan nie. So wat beteken hierdie dinge vir ons? As God is 'n verhoudingswese in homself en hy het 'n verhouding in homself. Eerstens wat dit beteken is God het nie vir jou en my nodig om hom lief te hê nie. God het nie nodig om iets te skep om mee 'n verhouding te hê nie. Hy het dit binne in homself. Hy het dit nog altyd gehad en hy sal dit altyd hê. Nog altyd. Maar God het nog steeds gekies om vir my en vir jou in sy beeld te skape. En so wat dit vir jou en vir my sê is dat jy het verhoudings nodig. As ek en jy in God se beeld geskape is, dan is dit 'n absolute feit wat jy kan weet, jy het verhoudings nodig. En julle, dis 'n belangrike ding in die wêreld waarin ons leef. Want die westiese wêreld skree een ding, jy's okay op jou eie. Dis wat die westerse wêreld baie hard skree. Jy alleen is okay. Jy het jou eie God, jy kan bepaal wat jy doen, jy het niemand nodig nie. En so ons kan nie, hierdie is 'n verskriklike belangrike iets in ons lewens. En ek was bewus gemaak van hierdie toe ons nou die dag op 'n bietjie 'n groter manier, toe ons nou die dag by 'n konferensie was voor laasweek, en iemand van Kanada af na ons toe kom en sê, "Jesus, julle weet nie wat julle het nie." Hy is verstom. Vir hom is dit om net in ons teenwoordigheid te wees, saam met ons mense. Want in Kanada kry jy nie dit nie. Mense kyk nie mekaar in die oë en groet mekaar nie. Elke iemand is maar net 'n ding. Dis ek en die lewe gaan rondom my en dis ek en ek doen my ding en ons het niks met mekaar te doen nie want ons het nie mekaar nodig nie. En ek neem dit weer dat Kanada is die voorloper van die westerse kultuur. Gaan kyk maar net hoe alles daar, onsedelikheid in daai land. Ek is dankbaar ek bly nie daar nie. Weet jy wat? Mense het gemors. Weet jy wat se groter gemors? Jy alleen. Want mense maak jou bewus van ook goeie dinge wat ek nie het nie. En so wat ek vir jou wil sê is veg die ding wat binne in jou wil sê ek moet wegkom van mense af die hele tyd. Ek sê nie jy kan net heeltyd saam mense wees en God se deel van dit. Dis wat ek sê. Maar veg die ding van om te dink jy kan hierdie ding op jou eie doen. Ons het mekaar nodig. En God se drie eenheid is 'n prentjie van dit. Vir my en vir jou om dit te onthou. God in homself, hy het verhoudings. So hy het nie my of jou liefde nodig nie, hy is afhanklik van jou nie. Maar die tweede ding is, dis sy voorbeeld. Sy voorbeeld is om in verhouding te leef die hele tyd. En so moenie wegraak op jou eie nie. Die tweede ding is, God is eenheid met diversiteit.
Want hier's die ander ding, wat ons dan sal doen is ons sal sê okay, maar kom ek gaan kry die mense wat almal soos ek is. Okay, so ek moet nie alleen wees nie. Maar so kom ek gaan kry net al die mense wat presies soos ek is. Want dan is dit ook lekker. God is okay om volledig eer te gee aan die ander deel van die godheid en aan die verskillende rolle. En so moet ek en jy okay wees om verskillende mense in ons lewens te hê wat nie soos ons is nie. Wat nie soos ons lyk nie, wat nie soos ons praat nie, wat nie soos ons dink nie, wat nie soos ons ruik nie, wat nie. En ek kan nou mense kan dit in 'n mikro iets gaan sit in terme van net ons, elkeen is verskillend, 'n man en 'n vrou is verskillend, al klaar. En so ek kan nou sê, ja, ek het iemand anders as ek, my vrou. Maar kulture, verskillende kulture. Is ons bereid om te sê, maar hulle doen goed anders, is myne net reg? Is daar plek vir dit? Kom ons terug na 'n goddelike beeld rondom hierdie ding. Dis God se hart en dis waartoe hy werk. As ons die prentjie kyk van wat eendag gaan gebeur in die hemel, dan is dit presies waartoe dit gaan. Dis God wat weer al die volke wat gedisperse is by die toring van Babel, weer besig is om almal bymekaar te bring. En so baie mense dink ook aan hierdie dag waar ons vandag praat oor Pinkster as die eerste bewys van dit. Want wat het gebeur by die toring van Babel? Elkeen het 'n eie taal gekry. Al hierdie mense is versprei en gesê okay, jy praat nou jou eie taal, maar wat gebeur op die dag van Pinkster? God sê okay, maar ek bemagtig my kerk om elkeen van al die ander mense se tale te kan praat. Hoekom? Sodat daar weer eenheid kan kom. Sodat daar weer eenheid kan terugkom. En soos ek hierdie goed sê, dan sê ek soos, "Jesus, Here, help." Dit is vir my moeilik om dit te leef. Ek's net eerlik. Daar's soveel binne in my ingebou wat sê ek moenie so leef nie. Nie net en ek's nie besig om my ouers hier aan te kla of enige iets nie. Die samelewing doen dit aan my. Oral, die heeltyd sê die samelewing dit vir my. Jy kan nie saam met iemand anders werk wat anders as jy is nie. Ons een ding wat eenheid bring en dis Christus. En so binne Christus kan ek definitief saam met ander mense loop. Definitief. Maar Christus roep my ook om daai mense te gaan haal. Om te wees soos wat hy was, wat gesê het, maar ek gaan ook al hierdie grense breek wat opgestel was. En kulture bymekaar bring. Die diversiteit wat daar was, bymekaar sit en sê, dis great. Almal hoef nie in hierdie boksie te pas nie. Wees wie jy is, maar ons is saam. Want ons is saam besig om God te vereer. En dit is 'n belangrike deel van wat die drie-eenheid van God vir ons wil leer. En ons moet pas op dat ons nie dit verloor nie. Ek sê verloor, wil sê dat ons nie dit bou nie. Want dit is nie hier nie. Ek weet nie hoeveel van jou lewe lyk so nie. Dis min van dit wat ek leef. So ek's net eerlik opreg met julle hier, hoor, dat dis iets wat nie so kan aanhou nie. Want God roep my om te wees soos wie? Soos hy. Soos hy. En soos hy so is, dan word ek geroep om so te wees. En wat nodig is vir my is om dood te gaan aan myself. My eie voorkeure, my eie maniere van dinge wil doen en my eie gemak, my eie beheer, my eie verstaan. Al hierdie goed, want dit is maklik in 'n monokultuur. Want ons almal doen mos goed dieselfde. En so ek voel altyd veilig, ek voel altyd in beheer en God roep my om te sê, maar gaan dood aan daai goed en vind vrede en vreugde en al hierdie ander goed en sekuriteit nie in jou kultuur nie, maar in my. En man, dis moeilik. Maar dis waartoe God ons roep. En as ons kyk na wie God is, dan is dit waartoe ons moet gaan. Want ons wil meer van hom hê. En
Ons wil aan die wêreld getuig dat dit is wie hy is. Dis ons taak. Dis hoekom jy nog hier is. Dis hoekom jy nie al reeds by hom in die hemel is nie. Want ek en jy moet aan 'n wêreld getuig wie God is. Dit is moeilik genoeg om die drie eenheid te verstaan. Dit is nog moeiliker as jy dit nooit sien in die kerk. Ons skep nie daai beeld nie. Dus mag die Here ons help om hom beter te verteenwoordig. Mag hy ons help om dit beter te doen. Want op die einde van die dag is daar iets van God wat ek en jy ook hier gaan leer ken. As ons net tussen dieselfde groep mense is. Ek weet nie of jy hierdie glo nie, maar ek glo dit. In elke kultuur is daar iets van God wat nie in 'n ander kultuur is nie. En ek en jy is arm as ons onsself weerhou van ander kulture. Ons is so arm van die verstaan van God. Ons kan die woord lees en dit word nooit lewend. Soos ons God se woord lees en iets beleef van dit in 'n ander kultuur. So raak God 'n groter werklikheid vir ons. Dit is deel van dit. Dit is nie net van ek sit in my eie binnekamer en lees net my Bybel nie. Daar is soveel van God wat hy openbaar aan ons soos ons leef. En dan kyk ons terug en ons sê, o, dis waar, die woord sê dit. Maar nou is dit nie net 'n teoretiese konsep wat ek moet glo nie, dis iets wat ek sien en beleef. En dis God se hart vir ons. En dis deel van hoekom hy die Heilige Gees vir ons gestuur het. Want hierdie moet lewend word. Hierdie moet leef binne ons hart. En so vanoggend soos ons terugdink aan Pinkster, sê ek soos Here, ek het die Gees nodig. Ek het die Gees nodig. Ek het die woord. Dankie vir dit. Sonder die Gees is net woorde op papier. Ek weet nie waar is jy vanoggend nie. Maar hoe nodig het jy God se Gees? Hoe diep begeerte is daar binne jou om God se Gees in jou lewe te hê, meer as wat dit vandag is? God gee nie in mates nie, hy gee alles. Hoor my, hy is nie besig om bietjie uit te gooi en dan weerhou hy 'n deel van homself. Daai is 'n onteologiese konsep. Maar die mate waartoe ek en jy doodgaan aan onsself, is die mate waartoe ons dit beleef in ons lewens. Want God kom vat nie 'n plek in jou lewe nie. Dis jy wat oorgee aan hom en sê, maak dit vol. En so vanoggend wil ek jou vra, wat is daar wat jy moet doodgaan aan? Ek het iets gesê wat ek aan moet doodgaan. Die sekuriteit wat ek vind in my eie kultuur, ek moet doodgaan aan dit. Ek moet wegkom van dit af. Die Here vra vir my om te sterf binne dit. Wat sou vir jou? Mag jy die drie eenheid van God sien? En sien hoe hy jou roep na 'n plek toe, om in 'n groter eenheid te leef met ander mense ook, terwyl ons verskillend is. Mag hy jou roep na 'n plek toe, waar jy in jou lewe een kant gaan doen, net wegkom van alles anders.
En mag hierdie drie-eenheid van God maak dat daar net een reaksie is. Wow. He's amazing. He's amazing. Ons bid saam. Vader, dankie dat ons tot U kan bid. Ons weet dis die Seun wat die weg maak. En ons kan geïnspireer deur die Gees bid. Selfs binne in hoe ons bid, is U volledig daar. Here, ek vra U mag die drie eenheid van wie U is, die drie wees en tog een wees, ons konfronteer met hoe ons leef. En mag U ons help om nie oukei te wees met hoe ons leef, en dit net daar te laat in hierdie teologiese konsep te hê. Mag U ons help om anders te begin leef. Mag U Gees deur ons iets kom produseer wat anders lyk. Mag U ons help om dood te gaan. En al daai goed af te sterf, waar binne ons vrede vind, waar binne in ons gemak vind, waar binne in ons sekuriteit vind wat nie U is nie. Ons net een God, mag ons U dien. En nie die ander goed wat eintlik maar net afgode is. Help ons, Here. Maak ons lewens nuut. Maak ons mense wat anders lyk as die wêreld. Maak ons mense wat U liefhet en mekaar liefhet op so 'n manier dat mense sal weet ons is U disippels. Mense nie sal wonder nie. Ek dink aan die kerk in Antiochië wat mense eerste Christene genoem word omdat hulle soos Christus geleef het. Mag ons dit wees, Here. Ek is so bewus van die feit dat ons dit nooit sal wees as U Gees nie in ons is en op ons is. So ons vra U, Heilige Gees, kom maak ons vol met U liefde. Maak ons vol met U krag. Dat ons die vrug sal leef wat U bring, maar dat ons ook in die gawes wat U gee sal funksioneer. Mag beide iets wees wat ons sal merk as U mense. Sodat U verheerlik kan word en sodat U koninkryk vergroot sal word. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ons hoop hierdie boodskap geniet saam met ons. Deel hom gerus met vriende en familie en dit is die manier hoe ons die goeie nuus van Jesus Christus reg oor die wêreld gaan kry.